Hi julle, hoop julle het 'n amazing week so ver en dat het goed gaan met elkeen. En vandag wil ek 'n bietjie gesels met julle oor die boodskap van die ou en die nuwe lewe. En dat ons wat in Christus is, nou nuut lewe en die oue is verby. So ek wil julle moet saam met my gaan na Efesiërs 4 en ons gaan daar saam lees vanaf vers 17 tot en met vers 24. So kom ons lees dan saam. Dit sê so die ou en die nuwe lewe. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks en hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken nie. Julle het tog van hom gehoor en omdat julle sy volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou, sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Nou ek hou baie van hierdie gedeelte want dit is regtig hier waar Paulus dan ook vir die kerk hier in Efesië en wat so belangrik is, dis volgelinge van Jesus Christus. Dis ouens wat die Here ken. En hier kom sê Paulus, luister wat ek wil hê is, julle moet volwasse raak in Christus. Julle kan hom nie dien met julle lippe taal nie, julle kan nie sê julle volg hom, maar dan leef julle nog soos die ou mens nie. En so belangrik dat ons gaan 'n bietjie stil staan in hierdie gedeelte en na 'n paar van hierdie verse kyk. Nou eerstens wil ek kom stil staan by vers 18. In vers 18 lees ons, hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig is en in hulle onkunde volhard. Nommer 1 hierso, Paulus kom sê hierso, luister, julle is kinders van die Here en dis belangrik dat julle sy beeld en dit wat hy wil hê, julle moet uitlewe, sy wil moet uitlewe. Julle kan nie hardnekkig aanhou met hierdie verkeerde goed nie. En wat bedoel hy hierso met onkunde volhard? Hy praat hierso dat, ek wil amper die woord vandag in ons Afrikaans kom gebruik, aspris. Maar hulle is aanhoudend besig om teen God te rebelleer. Hulle is konstant besig om nie sy wil te doen nie, nie ag te slaan op sy wil nie. En wanneer mense of enigiemand dalk selfs praat van wat God se wil is, dan draai hulle na die ander kant toe en hulle doen die teenoorgestelde. En hier kom sê Paulus, luister, so moet dit nie met julle wees nie. Inteendeel, julle moet sensitief wees vir die Heilige Gees. Julle moet nie in julle onkunde volhard nie, maar eerder streef na God se wil. Nou verder, lees ons in vers 19 ook, dat Paulus praat verder, hy sê, hierdie soort mens het afgestomp geraak. Hoor mooi wat hy sê. Hy sê, het afgestomp geraak en hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Nou, die woordjie hier, afgestomp, in die oorspronklike Grieks, praat van om ongevoelig vir God se wil te wees. So met ander woorde, hulle doen wat hulle wil, hulle doen wat die vlees wil doen, hulle doen net wat hulle dink reg is, en hulle het afgestomp geraak, onsensitief geraak vir die Heilige Gees se stem. En ek het hierdie voorbeeld al baie keer gebruik, waar ek gesê het, as ek as persoon hier sou staan, en die Heilige Gees staan hier langs my, kom ons vat 'n meter tussen my en die Heilige Gees, is daar, en hy is besig om met my te praat, hy is besig om met my te kommunikeer, wat is God die Vader se hart? En elke keer wanneer ek aspris sondig, wanneer ek rebelleer teen hom, is dit soos ek wat 'n baksteen neerlê. En kort voor lank is ek besig om soos amper 'n kokon, maar van bakstene, hierdie sirkel, is ek besig om te bou, en ek is besig om myself toe te maak in hierdie bakstene, waar ek naderhand nie meer die Heilige Gees se stem so duidelik gaan hoor nie. Want ek is nou hierdie kant,
Hy is daai kant en tussen ons is hierdie bakstene wat gebou is. En so is dit wanneer ons elke keer die Heilige Gees bedroef, wanneer ons eie wil doen en nie sy wil doen, is ons besig om hierdie skeidingsmuur op te bou tussen ons en die Heilige Gees, en dan raak ons afgestomp vir God se stem. En so sê Paulus, moenie so wees nie. Bly sensitief vir die Heilige Gees. Doen God se wil. Want hoor mooi net daar verder, dan sê hy, maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. En so is het belangrik dat ons sal besef dat Christus is heilig. En wat hy van ons verwag is om heilig te lewe. En so Paulus kom voordat hy begin te praat van wat ons wel moet doen en wie ons is in Christus, kom sê hy eers vir ons wat ons nie moet doen nie. En nou wil ek verder gaan en ook gaan stilstaan by wat is die verskil tussen sonde doen en in sonde lewe. Want ons moet vir mekaar ook kom sê as kind van God, gaan ons soms nog sondig. Ons gaan partykeer val. Die vlees gaan partykeer nog sy kop uitsteek en ons gaan doen wat hy vra, al moet ons nie, en al wil ons soms nie, partykeer gaan ons val, ons is mens. Maar daarmee kan ons nie die sonde goedkeur nie. Daarmee kan ons nie God se genade misbruik nie. En so moet ons lewe en strewe nog steeds om heilig te lewe en om Jesus se wil te doen. Maar ons gaan soms val. Maar ons is 'n groot verskil tussen iemand wat in sonde lewe en iemand wat per ongeluk nou en dan sonde doen. En daarmee wil ek hê julle moet saam met my gaan na 1 Johannes 1 vers 6 tot 9 en ook 1 Johannes 3 vers 6 tot 8. Nou 1 Johannes 1 vers 6 tot 9 lees ek graag vir ons. Dit sê, as ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, hoor mooi, praat van 'n leefwyse in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe, soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. En so hier kom die skrywer en hy sê vir ons, luister, ons moet erken dat ons gaan nog sonde doen. Ons lewe nie in duisternis nie, maar ons gaan nog sonde doen en ons was in die duisternis, ons was in 'n plek waar ons sonder God was en waar hy ons kon vrymaak het deur die kruis en deur sy bloed. En nou kom hy en hy sê verder ook, sy bloed reinig ons, dit was ons en hy vergewe ons wanneer ons na hom toe gaan en ons bely ons sondes. Maar ek praat hier van iemand wat nou en dan sonde doen, maar wat nie meer in die duisternis lewe nie meer in die sonde lewe en net sy eie begeertes volg nie. Nou ek wil graag hê julle moet saamgaan na 1 Johannes 3 ook toe, vers 6 tot 8, ek wil dit verder verklaar. Dit sê hierso, iemand wat in hom bly, in Christus bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Nou hoor mooi, hy praat nie van, jy gaan nooit weer sonde doen nie. Hy praat hier van 'n leefwyse van sonde, 'n leefwyse waar ek my oorgee aan die sondige begeertes, 'n leefwyse waar my vlees eerste kom altyd en die gees tweede, 'n leefwyse waar ek afgestomp is vir die Heilige Gees se stem, 'n leefwyse waar ek in ongeregtigheid lewe en ek rebelleer teen God. Dan sê hy verder, liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe, is regverdig soos hy, God regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel. Want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot nul te maak. En dan baie belangrik ook, vers 9, wat sê, iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die gees van God in hom bly. En hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hoor mooi, hy praat hier van die twee verskillende dinge.
En hier in Johannes 1 vers 8 tot 9 sien ons dat wanneer ons sondes bely, is God getrou, hy is regverdig om ons sondes te vergewe. Maar wanneer ons konstant in sonde leef en 'n leefwyse van sonde het, kan ons nie sê ons is kind van God nie. Want ons begeertes moet sy wil wees. En hy sê dan ook hier, iemand wat 'n kind van God is, leef regverdig. Hy lewe in 'n regte verhouding met Jesus Christus. En daarom gaan hy nie perfek wees nie, maar hy gaan heilig wees. En die woord ook heilig, baie belangrik, beteken nie net dat ons nie sonde doen nie, maar dit beteken ook afgesonder vir God se wil en vir sy doel. En so is belangrik dat ons sal verstaan, daar's 'n verskil tussen om in sonde te leef en om sonde te doen. En ek en jy gaan nou en dan dalk nog sonde doen, maar ons is in Christus, een met hom. En baie keer gaan ons nog val, maar ons het nie meer begeertes om nog konstant sonde te doen nie. Ons leef nie net in sonde nie, ons het nie 'n leefwyse van sonde nie. Ons begeertes is eerder om God se wil te doen en nie die wêreld en die duiwel se begeertes en die vlees te volg nie. So ek wil graag hê julle moet verstaan, want anders gaan ons osself die hele tyd oordeel en sê maar ons val, ons is sleg, ons kan dit nie maak nie, en is alles waar dat ons dit nie gaan maak sonder Christus nie. Dis alles waar dat ons hom nodig het. Maar ek wil hê julle moet verstaan dat hy praat daarvan 'n sonde leefwyse, en die ander ene is wanneer ons nou en dan sonde doen. En daarmee wil ek hê, wanneer ons wel val, wanneer ons sonde doen, dat ons sal terugkeer na God se genade troon toe, ons sonde sal gaan bely, hy ons vergewe, en ons stap weer verder die pad met hom in hierdie verhouding. So daarom wil ek hê, julle moet saam met my gaan na 1 Petrus toe, 1 Petrus vanaf vers 14 tot 16. Dan lees ons ook hier van Jesus, wat wil hê ons moet heilig leef, soos God heilig is. En hoekom lees ek hierdie gedeelte? Want in Efesiërs 4 vers 20, ons skrifgedeelte, dan kom sê Paulus hierso vir ons, luister, dit is hoe julle Christus leer ken het. Nie die ou manier van dinge doen, toe julle in die vlees geleef het, en die ou lewe gehad het nie, maar om heilig te lewe, is wat Christus se wil is. Maar hoor gou mooi wat sê dit sê, as gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het, toe julle God nie geken het nie. Nee, soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. En so hier kom die woord van God weer, en dit maak 'n oproep na jou en my toe om te sê, luister, God is heilig, en daarom moet ek en jy ook heilig lewe. Dis hoe ons Christus leer ken, dis wie hy is, dis sy wil en sy hart vir elkeen van ons. En wat vir my so mooi is dat Paulus gaan terug, nadat hy hier in Efesiërs praat van wat ons mag doen en wat ons nie mag doen en hoe ons moet lewe, dan kom hy en hy bring ons terug na ons ware identiteit toe. Nou hoor mooi wat sê Efesiërs 4 hierso in die laaste gedeelte. Dit sê, lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Nou weer eens hier kom sê Paulus vir ons, luister, nadat ek vir julle gesê het hoe julle nie moet leef nie, afgestomp, rebelleer teen God ensovoorts, moenie so leef nie. Dan kom sê hy vir ons, julle het Christus nie so leer ken nie, en dan kom sê hy vir ons, wat is Christus se hart, is dat ons heilig moet lewe, maar dan laastens, en wat ek baie daarvan hou is, hy som dit op en hy kom terug en hy sê, maar luister, ek bring julle terug na julle ware identiteit toe. Julle is as beeld van God geskape. Julle is sy verteenwoordigers. Genesis 1 vers 26 en 27, gaan lees dit. En so Paulus kom sê, so luister, as ek iets by julle kan agterlaat, vergeet wat ek gesê dalk van wat julle nie moet doen nie. Vergeet wat ek vir julle gesê het wat julle moet doen. Wat ek wil hê julle moet onthou is, wees julle in Christus, en vanuit dit gaan julle heilig lewe. Vanuit dit gaan julle reg lewe.
En so behalwe die moet en die moenies, kom Paulus eintlik en hy som dit op om te sê, maar moenie net worry oor die moet en die moenies nie, kom fokus op wie jy is. Want wanneer jy in jou identiteit as kind van God gaan leef, gaan jy reg lewe, gaan jy heilig lewe, gaan jy God se wil doen, want jy lewe uit daai identiteit uit. Nou hoe kom ek en jy op 'n plek waar ons werklik uit hierdie identiteit uit lewe? Hoe kom ons op 'n plek waar ons konstant bewus is wie ons is in Christus? En daarmee wil ek afsluit met Romeine 12 vers 1 tot 2. Baie bekende gedeelte, baie van ons ken dit, Romeine 12 vers 1 tot 2 en dit lees die volgende. Dit sê, nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Eerstens kom sê hy, ons moet onsself gee as lewende en heilige offers. Hoekom? Want ons lewe, ons haal nog asem, ons loop op 2 bene, ons is nog hier op aarde en ons lewe. Maar nou kom sê hy, julle lewe, maar julle is eintlik dood. Julle is 'n offer en daarom sê hy, gee julle self as lewende en heilige offers. Met ander woorde, 'n offer is iets wat dood is en ek en jy moet oorgee aan God. Ons is dood aan die vlees, ons is dood aan ons eie begeertes, ons lewe nou net vir God, maar ons lewe nog steeds deur asem te haal en daarom sê hy, lewe dan as lewende en heilige offers. Verder sê hy, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander, hier kom dit die nuwe lewe, deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed, aanneemlik en volmaak is. En so hier lê die geheim, vir God om ons te verander, en vir ons om al hoe meer soos die nuwe mens te lewe, en te breek met die ou lewe, gaan ek en jy ons denke moet verander. En hoe doen ons dit? Ons spandeer tyd in sy teenwoordigheid. Ons spandeer tyd in sy woord. Ons lees dit, ons bestudeer dit, ons mediteer op dit, ons ken dit. En vanuit dit gaan ons dit begin lewe en meer soos Christus Jesus lyk. Gaan ons al hoe meer heilig leef, gaan ons al hoe meer afgesonder wees vir hom. Ons is wel in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Daar's 'n groot verskil. Ons kan nie hierdie wêreld kies nie, ons is hier, God het ons geskape en ons is in hierdie wêreld. Maar ons lewe vir hom, afgesonder vir hom, sodat sy wil kan kom deur ons, sy koninkryk kan kom deur ons, en waar ons beweeg, mag hy beweeg. En so wil ek julle kom bemoedig vandag, soos Paulus ook. Breek met die ou sondige lewe. Lewe nuut in Christus. Jy het 'n nuwe identiteit, jy is sy kind. Leef heilig, maar vir dit om te gebeur, moet ons weet wie ons is in Christus, dat ons gereinig is van alle ongeregtigheid, en ook dat ons deur ons nuwe denke kan leef, wat heilig is, en so sal ons sy wil ook doen. Mag julle 'n amazing week en naweek ook verder hê. Wees geseënd en lewe heilig, lewe vir Jesus Christus. Ek wil graag vir julle bid voordat ons gaan. So Vader, ek kom bid vir elkeen wat na hierdie video kyk. Here, mag hulle breek met die oue. Ek kom bid nou teen enige binding, teen enige vashou, teen enige vloek, teen enige sonde waarmee hulle nie kan breek nie. Ons kom kanselleer dit. Ons kom breek dit nou in die naam van Jesus Christus. Ons kom sê, Here, dat U maak hulle nou vry. Want elkeen wat in U glo, Here, sal vrykom. Want U woord kom sê vir ons, elkeen wat na U toe kom in die waarheid, sal vry wees. So Vader, ek kom bid nou, maak hulle los van die ou lewe en gee hulle 'n nuwe lewe. Vader, ek bid as kind van God, dat hulle nuut sal lewe, om U te verheerlik, dat hulle U koninkryk sal bring, dat hulle heilig sal lewe, nie omdat hulle moet nie, maar omdat hulle uit hulle ware identiteit uitlewe. Mag hulle denke vernuwe, mag hulle U wil ken, en U wil dan ook doen, in die naam van Jesus Christus. Kom bid ons dit. Vader, ons kom bid ook nou, dat U elke kind van God, wat na hierdie video kyk, sal beskerm, sal lei,
en Here sal bewaar, sodat hulle U kan ken in Jesus se naam. Amen. Mag julle 'n geseënde week verder hê, blessings vir elkeen.